Protes teen Kersfees deur Lina Spies. Ek gaan my koes hou hierdie Kersfees. Horende doof vir Silent Night in supermarkte. Siende blind vir watte sneeu teen vensterrame. Die sluipende ou heer met sy rooi mantel en wit baard gaan ek vermy. Ek gaan na ons nagtelike winterhemel kyk en my voorstel, hoe het die ster bo kan die stal gelyk? Ek gaan my ore toestop vir die geklingel van sleeklokkies om te kan luister hoe die engele sing. Ek wil my vasklem aan die krib, omdat ek so kan vasgryp aan die kruis. Koningshulde, wierook, mirre, goud. Uiteindelike geeselslaa, doringkroon, vloek hout. Baie welkom vanoggend by ons erediens. Ek hoop dat Desember maand vir julle 'n goeie maand is en dat die afwagting groot is vir Kersfees. Ek hoop daar is persente onder julle bome en dat van daai persente jou naam op het. Ek hoop dat die spyskaart uitgewerk is. Ek hoop al die liggies is aan. Ek hoop die huis is al mooi versier. Kersfees, Kerstyd is altyd 'n baie spesiale tyd. En ek glo ook dat hierdie jaar, al is dit anders en al lyk ons Kersbeplanning anders, dat dit steeds 'n baie spesiale tyd gaan wees. Veral vir julle as familie, vir julle as gesin en selfs daar waar jy alleen is. Ek glo dat die Here is op pad. Ek herinner julle aan die gebed wat ons verlede Sondag saam gebid het. Kom, Here Jesus, kom. Kom ons maak ons oë toe en ons begin met daardie gebed. Hemelse Vader, ons sien uit na Kersfees. En ons weet dat U 'n plan het hierdie jaar met Kersfees. En al gaan vanjaar anders wees, Here, ons weet U bly dieselfde. U het nie verander nie. En aan U liefde vir ons is daar geen einde nie. Here, dankie dat ons vanoggend so mag kerk hou en so met mekaar saam ons opwinding en ons beplanning en ons afwagting vir Kersfees mag deel. Dankie dat ons mag besig wees met die woord of dat die woord met ons mag besig wees. Here, dankie vir beloftes uit die Bybel uit. En hoe hierdie beloftes vir ons wil help om aan te hou om vorentoe te kyk. En raak te sien wat U nog gaan doen in ons lewens. Here, dankie vir hierdie ou boodskap. Dankie dat dit nuut vir ons vandag iets mag beteken. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Jesaja hoofstuk 11. Ek is bietjie besig om hier in Desember te gaan kyk na 'n paar tekste uit Jesaja wat vooruitdui op Jesus. Hulle sê ons een van die grootste bewyse vir die feit dat Jesus die Messias was, werklik die Messias was, is as mens gaan kyk hoeveel van die beloftes wat in die Ou Testament gemaak is, het waar geword in sy lewe. En dan moet julle onthou, dis beloftes wat 500, 600, 700, in sommige gevalle 900 jaar voor Christus al gemaak is. En hoe hierdie beloftes in Jesus se lewe waar word. Ons gaan vanoggend saam lees Jesaja 11 vers 1. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai. 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel, maar met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Wolwe en skape sal dan saam bly, luiperd sal tussen bokkies lê, kalwes, leeu's en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir almal sorg. Koeie en beere sal saam wei,
Hulle kleintjies sal by mekaar lê. Leeu sal gras eet soos beeste. Babatjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie. Want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. Ons lees tot sover. Die gedeelte het begin, as het sê, 'n takkie sal uitsprei die stomp van Isai. Wie was Isai? Sê gou vir mekaar, of een van julle kan onthou wie was Isai? Isai was Dawid se pa. So, as Jesaja hier praat oor die takkie wat sal uitsproei, die stomp van Isai, dan is dit iemand uit die nageslag van Dawid sal na vorentoe kom. En as ons na Jesus se geslagregister gaan lees in Matteus 1, dan sê hy, begin dit by Dawid. Sê maar, hy is die nageslag van Dawid. Kom ons kyk verder. Ek het sommer in hierdie tyd gewonder, hoekom het ons kersbome? Waar kom die gebruik vandaan? Dit moet seker iets meer beteken as bloot net om 'n plek te hê waar ons geskenke kan neersit. Maar hoekom? Hoekom staan daar 'n kersboom in jou huis? Hoekom staan daar 'n kersboom hier in my huis? Daar's baie mense wat oortuig is dat die gebruik om kersbome te hê heidense gebruik is. En glad nie daarmee saamstem nie. Dit maak nie saak nie. Maar het dit vir ons waarde? Of wat is die betekenis daarvan? Waar kom dit vandaan? Immergroen takke van onder andere die denneboom is vir baie jare al gebruik en in die winter in mense se huise ingebring om so 'n bietjie kleur te bring in 'n tyd wat alles donker is. Om so 'n bietjie iets groens in te bring, net om ons te laat hoop hou vir die lente wat op pad is. Hierdie winter en hierdie koue en hierdie donkerte gaan nie vir altyd dien. Dwars deur die eeue was hierdie gebruik gewees by verskillende volke, by verskillende godsdienste gewees, om te sê, in die winter bring ons groen takke in die huis in. Ja, maak die huis mooi, want buite is die natuur dood. Hier's iets mooi, en hier's iets wat ons herinner aan lewe hier in ons huise. En al is dit nou koud, en al is dit nou donker, die lente is op pad. Lente is op pad, die winter gaan nie vir altyd hou nie. Die gebruik om kersbome te verstuur kom uit Duitsland uit, hoe anders natuurlik. Uit Duitsland en uit Oos-Europa uit. Daar is geskrewe inligting gekry dat in 1510 was daar al in Latvië, in die dorpie Riga, was daar al iets opgeskryf oor 'n kersboom wat op die dorpplein gestaan het. Tradisioneel was 24 Desember het bekend gestaan as Adam en Eva dag. En dan is daar oor die skepping en Bybelstories vertel en het die gemeente 'n groot boom opgesit wat bekend gestaan as die paradysboom. En hierdie boom wat verwys het na die boom van lewe, wat in die paradys gestaan het, is dan met vrugte en neute behang as herinnering van die boom van lewe wat in die paradys gestaan het. 'n ander tradisie was dat Martin Luther een aand baie laat in die winter en in die kerstyd deur 'n bos gestap het. En dat terwyl hy so stap, toe sien hy so deur die takke van die boom, van die denneboom, sien hy die sterre. En dit het vir hom so aangegryp, dat het vir hom so mooi gewees, dat hy tak afgekap het, boom huis toe gevat het, in die huis neergesit het, liggies aangesteek het, kerse opgesit het, en vir sy kinders die stories vertel het van die sterre, van Jesus wat van die sterre afgekom het, van Jesus wat op 'n donker sternag gebore is, in Bethlehem, wat aarde toe gekom het. Allerhande gebruike wat daar was, deur die geskiedenis wat vir ons kom sê, maar daar is tog 'n plek vir 'n boom. Daar is tog waarde wat dit moontlik vir ons kan inhou. En die bome is versier om vir die kinders so bietjie iets lekkers in hierdie donker tye te gee. En liggies is in die bome gesit om iets van die belofte van lig te vertel. En nou skryf
Jesaja ook oor 'n boom. Maar 'n boom wat afgekap is. 'n boom waarvan daar niks oor is nie. 'n boom wat dood is. Israel bevind hulle op 'n plek waar Jerusalem vernietig is, 721 voor Christus. En Israel is besig om stelselmatig in ballingskap weggevoer te word. So letterlik in hulle lewe het hulle gevoel, alles is klaar. Alles is afgekap. Daar's niks wat oorbly nie. Ons is in 'n situasie waar ons vasgeloop het. Dis nag, dis donker, dis winter. En ons het niks om na uit te sien. Net 'n stomp bly oor. Kersfees wil vir ons altyd help om vorentoe te kyk. Kersfees wil altyd vir ons kom sê dat die situasie waarin ons nou bevind nie die einde is nie. Daar is hoop. Daarom is dit goed om Kersfees te vier met die verwagting dat Jesus op pad is. Met die verwagting dat Jesus kom werk. Daarom was die eerste Kersfees so belangrik gewees vir die Jode, want die beloftes van 'n Messias wat gaan kom, het waar geword. Die boodskap is vir ons ook vandag, Jesus is op pad. Steek aan die ligte, maak die huis mooi, versier die bome, kry die geskenke uit. Jesus is op pad. Maar Jesaja sê 'n tweede ding. As ons kyk na vers 1, dan staan daar, 'n takkie sal uitspruit uit die stom van Isaai. Jesaja wil kom sê, weet jy, ek verstaan dat dit vir julle voel, dis die einde van die pad. Maar 'n takkie sal uitspruit. Dis nog nie die einde nie. Al het alles verkeerd geloop, al het daar niks oorgebly nie, God gaan weer begin. Weet julle, en op een of ander manier moet ons vir mekaar presies dieselfde sê. Dat Kersfees is altyd hierdie belofte dat Jesus nog nie klaar is met ons nie. As ons gaan kyk wat sê hy in vers 2. Die Gees van die Here sal op hom rus. Nou as ons in die Ou Testament die woord gees kry, dan herinner dit aan dieselfde woord wat gebruik word vir wind, ruach. Wat sê, hierso is 'n wind besig om te waai, en julle weet wat doen die wind. Die wind laat goed gebeur. Die wind bring reënwolke. Die wind wat baie sterk is, bring verwoesting. Die wind koel af, die wind bring lewe. Die wind maak dit in ons tye moontlik om krag op te wek. Die geweldige potensiaal wat wind het. Vers 2 sê, die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen, eerbied vir die Here. Hierdie Jesus wat gaan kom, is nie maar net 'n klein babatjie in 'n krib nie. Dis 'n Here wat gaan werk, wat gaan wysheid gee, wat gaan raad gee, wat gaan sterkte gee, wat gaan kennis gee, wat ons verhouding met die Here gaan verander. So dadelik as Jesaja praat oor 'n nuwe takkie wat gaan uitbrei, dan is dit 'n nuwe takkie om op 'n manier te sê, weet jy wat, Kersfees het die potensiaal om jou verhouding met die Here ook weer nuut te maak. Om ook nuut te ontdek hoe hy gaan werk op 'n nuwe manier. Kersfees vertel nie net van ons aardse plesier en ons aardse kuier en ons aardse saamwees nie. Onthou, Kersfees vat ons altyd terug na Jesus wat gebore word.
van Jesus wat as 'n kind in 'n krib gaan lê, van 'n koning, van 'n Messias wat die belofte van die Ou Testament waarmaak. Dis altyd meer as wat ons dink. En Jesaja gaan nog verder in sy beskrywing. Hy sê hierdie Jesus wat kom, hierdie takke, hierdie nuwe lewe, gaan in onmoontlike situasies waar ons vasgeloop het, iets heeltemal nie kom doen. Kom ons kyk wat hy sê. Hy sê, vers 3, die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal armes billik verhoor, die ootmoediges of die wat uitgebuit is in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy om die lewe bring. Hy sal regverdig wees. Is dit nie wat ons nodig het? Dat hier iemand sal wees wat regverdig is, wat ons kant vat. Baie keer is dit so maklik dat mense in situasies voel, maar jy is op jou eie. Is nie. Kersfees is nie. En as ons gaan kyk na alles wat Jesus gedoen het, dan is dit juist wat hy gedoen het. Hoe hy mense se omstandighede, siek mense, mense wat swaar gekry het, mense wat vasgeloop het, se lewens omgekeer. Dis die belofte vir ons ook van Kersfees. En hy gaan verder. Hy gee nog 'n stapie verder. Hy sê as jy na die diereryk gaan kyk, dan gaan sy koms so dramaties wees dat alles gaan omgekeer word. Daar wolwe en skape lê saam, luiperds en bokkies lê saam, kalwers, leeu's en voerbeeste gaan saam wees. Kinders sal daarna kyk, koeie en beere wei saam, kleintjies sal die beeste oppas, leeu's eet gras, babatjies sit voor die gate van adders. Die kleintjies, die magteloses, die mense wat uitgeskuif is, die ouens wat dink hulle het nie 'n kans nie. Sy situasie gaan totaal verander word. Sy punt is, alles gaan verander. Baie jare terug, het ek een keer op 'n aanhaling afgekom, wat nog altyd my voor die bos gestuit het. En die aanhaling het gesê, you can't follow Jesus and stay the same. Ons Kersfeesvieringe mag nie dieselfde bly as ons sê, ons dien 'n Here wat lewe nie. Ons mag nie jaar na jaar dieselfde wees nie. Can't follow Jesus, stay the same. So dalk is hierdie Kersfees die geleentheid om te sê, Here, kom, verander alles. En aan die een kant is dit geweldig ontwrigtend en vreesaanjaend, want dit is wat ons hierdie jaar ervaar het. Van hoe dit is om totaal anders te moet lewe. Om glad nie die goed te doen wat ons gewoond is aan nie. Om glad nie op 'n manier te leef soos ons gewoond was aan nie. Nou die dag sê iemand, as ons na 2020 nie verander het nie, dan was hierdie jaar gemors. So dalk wil hierdie Kersfees vir ons kom uitdaag om te sê, wat is daar in jou lewe afgekap? Waar is jy in 'n doodloopstraat? Waar is daar niks van oor nie? Wat is dood? En weet dat die Here nog nie klaar is nie. Kersfees sê die Here kom, bring nuwe lewe. En vir ons as gelowiges bly die belofte altyd staan. Maak nie saak wat ons omstandighede nie. Maak nie saak hoe swaar dit op die oomblik met jou. Maak nie saak hoe bekommerd jy is nie. Maak nie saak wat se goed waaroor jy worry nie. Maak nie saak wat se goed wat jou in die nagte wakker hou nie. As ons sê ons vier Kersfees omdat die Here ons verlosser is daar altyd iets ekstra wat bykom. Die Bybelse hoop oor Kersfees is nie in 'n boom
of in geskenke, of in liggies, of in versierings, of selfs in saamkuier en lekker eet. Die Bybel se hoop vir Kersfees is geleene persoon van Jesus. En as ons dit verstaan en ons lewens op hom bou, dan lyk dit anders. Want onthou baie mooi, hierdie beloftes wat gemaak word oor Jesus, oor 'n Messias wat kom, oor 'n takkie wat gaan uitspruit, het nie dadelik waar geword nie. Israel is weggevoer in ballingskap. Israel was 'n paar geslagte in ballingskap. Hulle het vir 600, 700 jaar gewag vir die beloftes om waar te word. 600, 700 jaar. En as ons die Bybelverhale lees, dan is dit nie verhale van alles wat net regloop en maklik is nie. Net na Jesus se geboorte lees ons van 'n kindermoord in Bethlehem. Lees ons hoe Jesus doodgemaak word. Lees ons hoe sy volgelinge doodgemaak word, agtervolges, vervolges vir hulle geloof. Dan weet ons dat vir gelowiges dinge nie net noodwendig alles maklik werk nie. Maar ons hoop is geleë nie in die feit dat goed gaan uitwerk nie. Ons hoop is geleë in 'n verlosser wat vir ons lief is. In 'n Messias wat gebore is. En toe die engele by die skaapwagters kom, toe sê hulle vir hulle, ons bring vir julle goeie tyding van groot blydskap. Wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle die verlosser gebore in die stad van Dawid. Dawid se stad, Isaï se stad. Vandag is vir julle verlosser gebore. Alles gaan nie skielik reg uitwerk nie. Maar ons kan ons hoop kom neersit by die Messiaskind wat vir ons gebore is. Ek wil afsluit. Slaan op die kersboom. Steek die liggies aan. Maak die huis mooi. Versier dit. Van die kersboom gaan altyd vir jou vertel. Gaan van vandag af altyd vir jou herinner aan die stomp wat op 'n kol afgekap is, maar weer uitgeloop het en 'n groot boom geword het. Want al is dit nou donker, lente is op pad. Al lyk dit of alles dood is, Kersfees kom vertel van lewe. Waarop mag ons hoop? Nie op mense nie. Nie op geskenke onder 'n kersboom nie. Nie op drome wat gaan waar word nie. Maar op 'n persoon wat gaan nuut werk in ons lewens. Mag dit waar word en waar wees in jou lewe hierdie Kersfees. Amen. Here, dankie dat U gebore word op Kersdag. En dat U in ons lewens nuwe lewe kom bring. En dat hierdie nuwe lewe, dat dit gaan groei en groot bome gaan word. Dat Kersfees vir ons kom vertel dat U nog nie klaar is nie. Dat die donker en dood nie die einde is nie. Dat alles nie altyd net winter is nie. Maar dat die somer op pad is. En dat nuwe lewe gaan kom. Kom bid vir elkeen wat ingeskakel is en kyk. U weet waar in ons lewens ervaar ons dit dat ons afgekap is en in 'n doodloopstraat beland is. Dankie dat daar nie vir U so iets is nie. En dat daar selfs uit dooie stompe nuwe lewe kan kom. Here, werk in ons. Maak nuut in ons. Maak dit wat oud en dood is, nuut en lewend. Ons bid dit om U naam alleen. Amen.
kry 'n geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Julle sien al die inligting hier. Dit is 'n ongelooflike voorreg om nog steeds te mag bly gee, so dankie vir elkeen van julle wat steeds gee. Ek herinner julle aan julle aankope wat julle doen deur Smile Amazon. Ons gemeente kan 'n paar ponde so inkry. Amazon gee vir ons die geld as jy deur Smile Amazon koop, as jy is 'n gemeente as jou charity registreer, South African Congregation, en jou aankope, veral jou kersaankope, deur Smile Amazon doen, dit kan vir die kerk finansiëel tot voordeel wees. Klompie verjaarsdag, Jacques de Wet verjaar 21ste, Taniele verlede week verjaar, Jacques hierdie week, baie geluk Jacques. Abraham Diedericks, 24ste, Johan Jonker, 24ste Johan, baie geluk. Ek weet op hierdie stadium is jy in Suid-Afrika, ek hoop mamma en pappa gee groot geskenke. Oupa en ouma gee groot geskenke. Johantjie, baie geluk. De Wet Kreer, verjaar 26ste Desember. Aan elkeen van julle, baie geluk. Ek weet nie wie van julle glo in die mag van gebed nie. Maar vir 9 maande het ons saam met Barry en Felicia en soveel ander vriende en familie gebid vir klein Luwan. Nou die goeie nuus is dat hy Vrydag sy uitslaag gekry het en dat Luwan kankervry is. Hier is 'n kort videoetjie om sommer iets daarvan te wys. Die gebruik in 'n hospitaal is dat as jy kankervry is, dan lei jy die klok. En hierso is klein Luwan wat saam met Barry die klok lei. Ons wil vir almal van julle wat saam gebid het, baie dankie sê vir Luwan. Ons weet die Here doen wonderwerke en hierdie Kerstyd is 'n tyd van wonderwerke. So daarom is ons baie opgewonde en wil ons vir die Here al die eer gee vir dit wat hy in Luwan se lewe gedoen het en deur Luwan in elkeen van ons se lewens. So Barry, Felicia, saam met almal van julle is ons baie opgewonde. Ons loof die Here. Luwan and I. Luwan, Oh, look, you're Dad. gonna go with me. God. We have something to say. So, Daddy and I. come here loud. You gotta go loud. Daddy and I have written a poem. Daddy and I have written a poem. It's nice to have known you, but it's time for us. Time for us to go. Saying thank you is just not enough. Saying thank you. Just not enough. Because we've been served by the queens of this ward Because we've been served by the queens of this world with great detail with great detail and enormous amounts of love. and enormous amount of And for the few kings out there who roamed around, roamed around, thank you for making sure that everything went sound. And our only Christmas wish is that God bless you all, because God is love above and above all. Merry Christmas. And P.S. P.S. Yes. Thank you for saving my life. Hey! Hey! Ready? 5, 4, 3, 2, 1. There we go. Yeah! Ek herinner julle aan ons Kersdiens. Vrydagoggend die 25ste 9:30. Skakel in. Ek wil regtig vir julle 'n baie geseënde Kersfees toebid. Ons gaan Vrydag met mekaar gesels, maar dit is regtig my gebed dat hierdie Kersfees 'n tyd van afwagting sal wees wat jy gaan ontdek hoe die Here 'n nuwe lewe gaan bring. Dat jou vasgeloopte, afgekapte situasies net die begin is. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Mag hy jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.